Radio Nuwe Lied. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Volg my, 'n program wat jou gaan leer hoe om 'n disipel te wees en hoe om dan disippels te maak. Aangebied deur Grace van Therefore Bedieninge. Baie welkom by ons disipelskapsreeks met die titel Volg my, waar ek en jy saamkuier om die woord diep delf in verskeie skrifte met een kernteks as basis en kyk na die lewe van Christus, sodat ons hom kan volg en kan sien wat hy alles vir ons gedoen het en wat hy alles ervaar het en hoe dit prakties iets in my en jou lewe gaan verander en beteken. Nou, die vorige keer het ons gekyk na die opstandingslewe van Christus en ons gaan vandag daarmee voortgaan. En ons het in die vorige saamkuier uit die skrif geleer dat Jesus se opstanding niks te maak het met sy goddelike natuur of wese nie, maar alles te maak gehad het met sy menslike natuur. En sy opstanding is dan ook die begin van sy soewereine heerskappy. Ons is daaraan herinner dat om 'n disipel van Jesus te wees en hom te volg, beteken dat ek en jy glo dat Jesus Christus lewe. Gevolglik kan ons verseker weet dat ook Christene die dood sal oorwin. Dis ons sekerheid. Ons gaan daai fisiese dood oorwin. In die Bybel deel Paulus oor die toekomstige opstanding van Christene uit die dood. En ons gaan vandag weer stil staan in die boek Korintiërs, so jy kan solank jou Bybel nader trek en hieroor nadink en toelaat dat hierdie waarheid ons harte en ons gedagtes deurdrink. Voordat ons dit doen, kom ons bid net saam. Vader, dankie dat U vir ons in die woord beloof dat die Heilige Gees ons leermeester is en ons telkens sal lei as ons die woord oopmaak. Dankie dat ons van U teenwoordigheid in ons lewens bewus kan wees, elke oomblik van die dag. En dankie dat U 'n lewende wese is en dat ons kan luister na wat U vir elkeen van ons wil sê. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees uit 1 Korintiërs 15 vanaf vers 23 tot 49 in die 1983 vertaling. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus. Daarna, by Christus se koms, die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp. Maar as die skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is dit duidelik dat die Vader wat alles aan hom onderwerp het, uitgesonder is. Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader, wat alles aan hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles. En nou, as die dooies glad nie opgewek word nie, wat wil die mense bereik wat hulle vir dooies laat doop? Waarom laat hulle nog vir dooies doop? En ons ook. Waarom stel ons dan van uur tot uur aan lewensgevaar bloot? Elke dag word ek deur die dood gedreig. Ja, broers, dit is waar. Net so waar as wat julle my trots is in Christus Jesus, ons Here. As ek hier in Efese as bloot sterflike mens, soos teen wilde diere geveg het, wat het ek daarmee bereik? As die dooies nie opgewek word nie, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Moet julle nie langer laat mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Kom tot besinning en moenie langer sonde doen nie. Party van julle is sonder kennis van God. Dit sê ek tot julle skande. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders,
maar God gee gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy eie gestalte. Die vleis van die lewende wesens is nie alles eners nie. Daar is verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die ander. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe: die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike, en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoffelik, die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoffelike mens was, so is ook die stoffelike mense, en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoffelike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Tot sover. As ons na vers 23 uit 1 Korintiërs 15 kyk, dan sien ons dat daar in die opstanding van die dooies 'n kronologiese orde is. Hierdie fisiese opstanding van die liggaam. En is duidelik dat Paulus hier vir ons skryf dat die liggaam van Jesus Christus is die eerste om uit die dood opgewek te word. Jesus gaan al sy vyande onder sy voete geplaas het by sy tweede koms en dan sal hy ook die heel laaste vyand verslaan, naamlik fisiese dood. Almal, mense wat in hulle grafte is, sal sy stem hoor en uitkom of na ewige lewe of ewige dood. Ons sien ook dat Paulus, toe hy besig is om met Felix te praat, toe hy in 'n hof homself moes verdedig in Handelinge 24 vers 15, dan sê Paulus: ek het my hoop op God gestel, en net soos hulle verwag ek dat alle mense, goeies en slegtes, uit die dood sal opstaan, en dis my en jou verwagting ook. Daar gaan nie ander fisiese opstandings wees nie, net wanneer Jesus weer kom. En dan lees ons in vers 24 tot 28, dat tot en met sy tweede koms gaan Jesus alle heerskappy, gesag en mag van menslike heersers op aarde of geestelike bose magte in die lig vernietig. Dan sal die koninkryk van God sy finale en ewige fase bereik het. En dis waarvan hy ook dan nou deel Jesus wanneer hy in Matteus 25 vers 34 sê: dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê: kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. En in Openbaring 11 vers 15 het die 7de engel op sy trompet geblaas en daar was stemme in die hemel wat hard uitroep die volgende: die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. So na sy wederkoms sal Jesus Christus die koninkryk van God in sy finale fase oorhandig aan God die Vader. Dit lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 24. Daar staan: daarna kom die einde, wanneer hy, dis nou Jesus, die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy alle bose magte vernietig het. Dan sal Jesus Christus se heerskappy as koning, hoëpriester en profeet in die teenwoordige koninkryk voltooi wees. Hy sal dan sy unieke funksie binne die drie eenheid as bemiddelaar tussen God en mens voltooi het. Nee, want dan is ek en jy klaar in God se teenwoordigheid, sy middelaarskap het klaar sy werk gedoen. Na die wederkoms van Jesus Christus is die ewige koninkryk in die nuwe hemel
en die nuwe aarde. En Jesus Christus gaan nie verdwyn nie, maar hy gaan steeds voortgaan om die sigbare beeld van die onsigbare God te wees. In Openbaring 22 vers 4 lees ons, hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. En Jesus gaan saam met God die Vader op sy troon tot in ewigheid heers. En die troon van die ewige koninkryk word die troon van God en die Lam genoem. In 2 Petrus 1 vers 11 lees ons, en dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. En in Openbaring 22 vers 1 lees ons, toe die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. En in vers 3 van dieselfde hoofstuk, daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Nou, hoe gaan hierdie opgestane liggaam van ons dan nou lyk? Wat sê die skrif hier in 1 Korintiërs 15? Wat is die aard van ons opgestane liggaam? Ons huidige verganklike, geringe, fisiese swak liggaam is die saad van ons toekomstige opgestane liggaam, volgens hierdie skrif. En elke saad in die skepping het 'n unieke gestalte, 'n sekere spesie, net soos God dit gegee het. Ons lees daarvan in vers 38 van 1 Korintiërs 15. Maar God gee gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Ons lees daar's unieke aardse liggame en unieke hemelliggame in vers 40 van 1 Korintiërs 15. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. So die fisiese menslike liggaam het nog nie die kwaliteit ontvang wat dit sal ontvang by die opstanding uit die dood nie. Dit moet fisies eers sterf voordat dit uit die dood opgewek kan word. In vers 36 staan daar geskrywe, dit is 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. En Jesus self het dit vir ons gesê in Johannes 12 vers 24. Hy sê, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. En uit hierdie skrifgedeelte in vers 50 lees ons ook, wanneer Paulus skryf, wat ek bedoel, broers, is dit, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Ons aardse liggame moet sterf volgens die skrif. By die opstanding sal God vir elke liggaam sy unieke glorie gee. Ons huidige menslike liggaam is sterflik, daarmee stem ek en jy saam, maar ons toekomstige verreëse liggaam sal onsterflik wees. Paulus skryf daarvoor in 2 Timoteus 1 vers 10, hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons Verlosser Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Jesus het vir ons kom wys, daar gaan 'n onverganklike lewe wees. Ons huidige menslike liggaam het geen spesiale eer nie, maar ons toekomstige verreëse liggaam sal glorieryk wees. Ons huidige menslike liggaam is swak, maar ons toekomstige verreëse liggaam sal vol krag wees. En ons lees daarvan hier vers 42 tot 43. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. Ons huidige menslike liggaam is aards. Ons is geskep as 'n lewende siel met 'n liggaam en gees. Ons lees daarvan in die skepingsverhaal in Genesis 2 vers 7. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas.
sodat die mens 'n lewende wese geword het. En ons lewe op aarde is so moontlik gemaak. Wanneer ons sterf, keer ons liggame terug na die grond en dit verander ons in stof. Genesis 3 vers 19 lees ons, net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. By die opstanding van ons liggaam word die stof of elemente van ons oorspronklike materiële liggame opgewek tot 'n ander tipe liggaam in 'n geestelike liggaam. Dieselfde liggaam word gesaai in een kwaliteit, 'n natuurlike liggaam, en in 'n ander kwaliteit opgewek, 'n geestelike liggaam, maar dit bly dieselfde liggaam. Dink byvoorbeeld aan die voorbeeld wat Paulus geskryf van die saad. As ek byvoorbeeld 'n verskeidenheid van sade in my hand sou hou, en jy is nie baie kundige plantkenner of boomkenner en ek vra vir jou watter vrug gaan uit hierdie saad uitkom, dan gaan baie van ons nie weet nie. Want dit is 'n ander kwaliteit as die saad wat ek plant, en dis die vergelyking wat Paulus hier vir ons maak. Die verreëse liggaam bly 'n liggaam, maar word heeltemal nuut gemaak en verheerlik. Lees daarvan in Filippense 3 vers 21. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Dit sal heeltemal beheers word deur die Gees van Jesus Christus. In 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18 skryf Paulus, die Here beteken hier die Gees, en waar die Gees van die Here is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Verreëse Christene gaan dan met ander woorde perfek geestelik wees en geestelik leef. In 1 Johannes 3 vers 2 lees ons, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. So voor die fisiese opstanding deel Christene, ek en jy reeds in die vrug van Christus se volkomme verlossingswerk. En alhoewel ek en jy steeds in 'n sterflike liggaam leef ons al hoe meer in die nuwe lewe en is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Romeine 6 vers 4b sê, sodat soos Christus deur die heerlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. En vers 6 van Romeine 6 sê, ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Hy is reeds geestelik opgewek van geestelike dood. Ek en jy, as kinders van die Here, is reeds geestelik opgewek van geestelike dood. Johannes 5 vers 24 tot 25 sê, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar hy het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Ek verseker julle, daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daaraan gehoor gee, sal lewe. Na die fisiese opstanding sal ook die verreëse liggaam van die Christen deel in die vrug van Christus se volkomme verlossingswerk. Ons as kinders van die Here sal dan 'n perfekte, sondeloos, heilige en regverdige lewe lei in ons onverganklike verreëse liggaam in die teenwoordigheid van God, Christus, Heilige Gees op die nuwe aarde. Ons huidige sterflike liggaam dra steeds die beeld van Adam. En Adam was 'n siel, 'n geskape lewende wese, 'n tydelike aardse wese. Maar ons toekomstige verreëse liggaam sal die beeld van Christus dra. Ons het daarvan gelees in Filippense 3 vers 21. En Christus is 'n lewemakende Gees. Ons lees dit in vers 45 van 1 Korintiërs
15. So staan daar ook geskrywe. Die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Christus is nooit 'n siel genoem nie, maar 'n gees, want hy lewe nie net nie, maar hy gee ook lewe. Naamlik ook vir jou en vir my die opgestane lewe. Hy gee lewe soos God die Vader lewe gee. In Johannes 5 vers 21 lees ons, soos die Vader die dooies opgewek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Hy gee vir jou en vir my geestelike wedergebore lewe. En hy gee vir ons fisiese, opgestane lewe. Johannes 5 vers 28 tot 29 sê, moenie hieroor verbaas wees nie. Daar kom 'n tyd, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Hy gee die opgestane lewe vir ons sterflike liggame, deur die Heilige Gees wat in ons leef. In Romeine 8 vers 11 lees ons, omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. So baie krag kom van Christus, dat alle sterflike liggame van die wat glo in hom, opgewek sal word en vir ewig sal lewe. Adam was stof van die aarde, en hy het 'n lewende siel geword by die skepping. Net so word alle natuurlike mense lewende siele, en ons dra almal die beeld van die man van die aarde. Van die man van die aarde is na die beeld van God geskep. Christus het uit die hemel gekom en het 'n lewendmakende gees geword by sy eerste koms. Hy het 'n lewendmakende gees geword, nie deur sy eie opstanding uit die dood nie, maar omdat hy die bemiddelaar is tussen God en die mens, wat die nuwe geestelike en verreëse lewe vir gelowiges bemiddel het. Christus het vanuit die hemel gekom, en gelowiges sal die beeld van die man uit die hemel dra. Dit lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 47 tot 49. Die eerste mens is uit die aarde en is stoffelik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoffelike mens was, so is ook die stoffelike mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoffelike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wese wees. Here, baie dankie vir hierdie woorde van bemoediging wat ons vandag kon lees uit hierdie verse in 1 Korintiërs 15. Here, baie dankie dat ons kan uitsien daarna, dat omdat U uit die dood opgestaan het, dat ons ewig kan lewe, dat ons liggame gaan verander, en dat ons soos U gaan wees. Here, dankie dat U die dood oorwin het, en omdat U die dood oorwin het, gaan ons ook die fisiese dood oorwin. Almal van ons gaan sterf fisies, maar ons gaan opstaan wanneer U weer kom, Jesus. En ons gaan saam met U op die nuwe aarde en die nuwe hemel wees. Ons eer U daarvoor, en ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Grace is betrokke by Therefore Ministries, wat ten doel het om vervolgde Christene te ondersteun en toe te rus. Skakel hulle gerus by die 041 360 1946. Stuur 'n e-pos na support@thereforministries.org. Besoek hulle Facebook bladsy of hulle webwerf by thereforministries.org. Jy luister nou na Radio Nuwelie, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.